Goed, ons is weer terug met die volgende een, vernuwing van die gemoed. Want as jy hierdie Bybelstudie so geniet soos ek, dan sit jy daar en jy dink, joh, is dit so? Kan dit wees? Ek wil vir jou sê, dis beter as dit. Toe ek nou hierdie breek vat, toe drink ek daar van hy, ons het so 'n bottel wat iemand gemmerbier ingestoor het, maar dit lyk soos 'n brandewynbottel. En toe dink ek so, die ou het gesê, ek is nie op die oude meester nie, ek is op die nuwe meester. En dit is die profeet Jesaja, wat gesê het, kom koop van my, wyn en melk, sonder geld, sonder prys. Hierdie wyn, vat nie die kinders se kos uit hulle monde nie. Hierdie nuwe wyn waarvan ek nou praat, gee kos vir kinders. Hierdie nuwe wyn, wat ek nou van praat, maak jou nie arm nie, maak jou ryk. Dis wat hierdie nuwe wyn doen. Dis die wyn wat ons moet drink. Jesus nooi ons uit, hy sê kom, almal wat dors het, kom drink. En dit het hy gesê van die Gees, wat hulle sou ontvang wat in hom glo. En ouens, ek wil vir jou graag wys die werking van die Heilige Gees, en ek wil daarby uitkom. Maar voor ek daarby uitkom, moet ons verstaan hoe nodig ons hierdie het, en wat dit doen. Want party mense voel hy is onwaardig om die Heilige Gees te ontvang. Party mense voel, ag, die Heilige Gees nie werklik nodig nie, solank ek glo in Jesus. Heilige Gees, ja, hy's 'n gees. Selfs King James sê, he's a ghost. En wie wil 'n ghost hê? Jy wil nie. Jy dink aan 'n spook, en 'n gees, hy dryf hier rond. Ek verstaan dit nie. Maar, as jy begin verstaan, dat dis die pakket. Dis die pakket. Die pakket is kruisiging, begrafnis, opstanding van Jesus, die belofte van die Vader, die Heilige Gees op ons, en die vervulling, gedurende vervulling met die Heilige Gees. Dis die pakket. Die Christenlewe kan jy nie leef as jy net glo in die kruis nie. Het jy geweet? 1 Korintiërs 15 sê, as jy net glo in die kruis, dat Jesus nie opgestaan het nie. As jy net glo in die kruisiging, hy sê, dan is jy nog in jou sonde. Dan is jou geloof nutteloos. 1 Korintiërs 15. Jy sien, dis die hele ding. Glo die goeie nuus. Die goeie nuus is, die kruis deel met jou, die ou mens, die begrafnis deel met jou, die ou mens, die opstanding gee vir jou 'n nuwe lewe, jy word 'n skepping wat nog nooit bestaan het nie. Jy's 'n nuwe skepping in Christus, en nou kan jy die Heilige Gees ontvang, die Heilige Gees kan oor jou kom, en jy kan krag hê om 'n getuie te wees. Jy kan gedurig nou vervul word met die Heilige Gees. Want jou tank raak leeg. Dis nie die Heilige Gees wat uitvloei nie. Jou gemoed moet vernuwe word. Nie die Heilige Gees nie, joune. So jy begin dink soos God dink. Goed, ons was in Efesiërs hoofstuk 4, en ek het vir jou gesê, ons gaan kyk na geregtigheid. Goed, kom ons gaan nou, ons gaan eers na Matteus hoofstuk 6. Ons kyk hoe belangrik dit is. Matteus hoofstuk 6. Hoor gou hier. Matteus 6, kom Jesus en hy praat met die mense. Hy sê vir hulle, luister, soek eers die koninkryk van God. Maar voor dit sê hy vir hulle, mense soek, is bekommerd oor wat hulle sal aantrek. Ek weet, Jason het 'n tweeling nou. Jason, baie keer dink hy, is jy bekommerd? Wat gaan hy kinders aantrek? Wat gaan gebeur met hulle? Jy sien, Jesus sê, ek weet dit. Hy sê, wat kwel julle? Oor wat julle sal aantrek, of wat julle sal eet, of wat julle sal drink. Nou sê hy, soek eers, vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Wat sal vir jou bygevoeg word? Kom ons lees dit bietjie hierso. Hy sê in vers 31, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet? Of wat sal ons drink?
wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene. Dis waarna jy hier gesoek het. Wat sal ek aantrek? Jy was 'n heiden. Wat sal ek aantrek? Wat gaan van my kinders word? Ek moet vir hulle sorg, dat hulle altyd iets sal hê om te eet. Dat hulle altyd veilig sal wees. Dat hulle altyd klere sal hê. Ek moet werk vir dit. Ek moet 'n opvoeding kry. Dat ek geld kan hê om vir ons kos en klere te koop. Om miskien 'n medies uit te neem. 'n Pensioenfonds te hê. En jy gaan so aan. En Jesus sê, soek eers. Soek eers. Nou daai woord bly waar. Hy sê nie, soek eers die koninkryk van God en dan soek wat jy moet drink. En soek wat jy moet aantrek. Nee, hy sê nie so nie. Hy sê soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou toegevoeg word. Dit beteken, hou aan soek. Jy sê maar, as ek die Here soek, dan het ek hom ons. Soek die waarhede van die woord. Soek vernuwing van die gemoed. Want hoe meer jy sien wat Jesus gedoen het, begin jou gemoed te vernuwe. En as jou gemoed vernuwe, word jy 'n deelgenoot van God se natuur. Jesus was volkome deelgenoot van God se natuur, is dit nie? Jesus was nie bekommerd oor kos nie. Jesus was nie bekommerd oor wat hy sou aantrek nie. Al wat Jesus oor bekommerd was, maar nie regtig bekommerd soos in ons nie, was al wat die Vader my wys, sal ek doen. Ek is hier vir die Vader. Ja, ek gaan sy wil doen. Toe op pad is kruis toe sê hy, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nie my wil nie, u wil. Jy sien, die hoofding is, vestig jou op Jesus, die leidsman, die volëinder van jou geloof. Sê vir jouself, ek gaan eers die koninkryk soek, en dan gaan ek aanhou die koninkryk soek, en dan gaan ek aanhou die koninkryk soek. In elke situasie gaan ek die koninkryk soek. Sy geregtigheid. Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Right, nou wat is die geregtigheid van God? Of kom ek sê so, wat is die koninkryk van God wat jy moet soek? Wat is sy geregtigheid? Onthou jy nou, die nuwe mens is geskape, Efesiërs 4, in volle geregtigheid en heiligheid. Volkome geregtig en heilig. Soek dit eers. So, word wedergebore. Aanvaar Jesus as jou verlosser. En jy word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Jy sien, dis wat hy doen. Nou, kom ons gaan nou na Romeine hoofstuk 14 toe. Ons gaan kyk, wat is die koninkryk van God? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Nou, wat is die koninkryk van God? Ek wil vir jou lees in Romeine 14. Hoor gou hier. Nou, ek weet, daar is baie ander skrifte wat ook die koninkryk verduidelik, so en so. Maar die skrifte waarna ek gaan, is dinge wat die Here vir my oopgemaak het. En dis wat ek met jou wil deel. Ek weet daar is meer omtrent hierdie saak. Romeine 14, vers 17. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Dis nie wat jy eet of drink. So dis nie wat jy moet soek nie. Maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Okay? Die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Dis wat ons moet soek. Soek geregverdigheid, geregtigheid. Soek dit. Dis nie om dinge reg te doen nie. Dis die vrug van hierdie geregtigheid wat jy kry as 'n geskenk. Ons gaan daarby aangaan. Wat is hierdie geregtigheid?